Vriende, ek dink die meeste mense is daarom seker nou hier. Ek glo almal is hier. Is daar nog vir wie ons moet wag? Dan kan jy maar die sitplekke inneem. Vra maar net weer, as jy dalk intussentyd die telefoon aangeskakel het, sit hom maar net af, of sit hom net sag asseblief, maak net seker hy is sag. En voordat ons dan begin, het net 'n foutjie ingesluip met die begrafnisbriefie. Hulle het per ongeluk die verkeerde woorde by die liedere gesit, maar ons gaan die regte woorde op die projektorskerm gooi, so jy kan maar sommer net van die projektor af saam sing. Net nie hierdie woorde probeer saam sing nie, want dit gaan nie lekker werk nie. Maar ons gaan sommer op die projektor saam sing. Kom ons raak stil voor die Here. Here onse God, U sê vir ons in Psalm 139, dat U ons insluit van agter en van voor, en dat U U hand op ons lê. Ons leer ook uit Psalm 139 dat daar geen plek is waar ons kan vlug om van U af weg te kom nie, want as ons opgaan tot in die hoogste hemele, dan is U daar. As ons neerdaal in die doderyk, dan is U ook daar. As ons na die ooste of na die weste gaan, so leer die Psalm ons, U is reeds daar. En vir ons bied dit ook 'n groot troos, want daar is geen plek in hierdie lewe waar U nie teenwoordig is by ons nie. Daar is geen oomblik en geen omstandigheid waarin U teenwoordigheid van ons afwesig is nie. U is by ons. U stok en U staf die vertroos ons. Selfs al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee. En daarom is dit ons gebed, Vader, dat U vanmôre ook deur die kragtige werking van U Heilige Gees vir ons sal lei na groen weivelde en na waters waar daar rus is, sodat ons versterk kan word in ons droefheid, sodat ons te midde van ons hartseer, soos Job kan uitroep, geloofd sy die Here, al het die Here gegee, en al neem hy ook baie keer. Ons sal hom loof. En daarom eer ons U ook, dat ons hier saam kan wees, en dat ons in U teenwoordigheid kan afskeid neem van 'n geliefde, wat ook in U gesterf het. En ons vra U, Here, dat U nou ook vanuit U woord vir ons kalmte in ons binneste sal gee. En vir ons U vrede, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, in ons harte en in ons sinne sal uitstort. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, die eerste lied wat ons gaan saam sing vandag, gesang 212, soos wat dan daar op die bord sal verskyn. Dit is 'n lied wat getuig van die oorwinning van Jesus Christus. Die Here Jesus lewe. Hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar. Ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede. Ons kan weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here. Hy het klaar die weg gebaan. Kom ons sing vers 1 en vers 3 van gesang 212. U kan staan.
U kan maar weer sit. Broers en susters, die Here troos ons vanmôre uit sy woord uit met die woorde van Psalm 62. Psalm 62, ons gaan die hele Psalm saam lees. Vir die musiekleier op die wysie van Jedutun, 'n Psalm van Dawid. Ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie. Hoe lank sal julle aanstorm op 'n man, julle almal hom verbrysel soos 'n muur wat oorhang, 'n omgestote klipmuur? Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot. Hulle het behaag in leuns. Met hulle mond seën hulle, maar met hulle binneste vloek hulle. Wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Ja, nietigheid is die mense kinders, leuns is die aansienlikes, in die weegskaal moet hulle opgaan. Almal saam is hulle minder as nietigheid. Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydelle hoop op rowery nie. As die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie. Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het, dat die sterkte aan God behoort. En aan U, o Here, behoort die goedertierenheid, want U vergeld elkeen na sy werk. Dit is die woord van die Here. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ek is redelik seker dat die van ons wat daarom redelike kennis oor die Bybel het, sal weet dat die Bybel nie oorspronklik in Afrikaans geskryf is nie. Die oorspronklike tale van die Bybel is Hebreëus en Aramees vir die Ou Testament, en in die Nuwe Testament is dit Grieks. Nou, buiten vir die feit dat hierdie tale nie maklike tale is om te leer en te verstaan en te lees nie, en om baas te raak nie, besef 'n mens baie gou wanneer jy met 'n ander taal, dit hoef nie noodwendig Hebreëus of Grieks of enige van hierdie Bybelse tale te wees nie, maar wanneer 'n mens bloot net met 'n ander taal werk en dit bestudeer, dan kom 'n mens baie gou agter dat uitdrukkings nie noodwendig altyd, al is dit dieselfde uitdrukking, nie noodwendig dieselfde in een taal beteken as wat dit in 'n ander taal beteken nie. Nou hier in ons teksgedeelte van vanoggend lees ons dat Dawid vir ons sê, wees stil tot God. Wees stil my siel. Asof hy homself aanspreek, asof hy homself aanmoedig om stil te wees voor die Here. Die vraag is egter, wat bedoel hy daarmee as hy sê, wees stil? In die Afrikaanse taal, en miskien meer spesifiek in ons Afrikaanse kultuur, het hierdie uitdrukking partykeer 'n negatiewe betekenis. As jou pa vir jou sê, iets sê waarvan jy nie hou nie, toe jy nou 'n kind was, en jy praat tee, dan sê jou pa vir jou sê, bly stil, en doen wat ek vir jou gesê het jy moet doen. En as hy vir jou sê, bly stil, dan bedoel hy eintlik daarmee, jy gaan nie met my tee praat nie. Daar is nie te redeneer hieroor nie. Jy beter aanvaar wat ek vir jou gesê het, en jy moet gaan doen wat jy nou moet gaan doen. Nou wanneer ons uitdrukking soos hierdie in Psalm 62 lees, dan kry 'n mens die idee, of jy kan verkeerdelik die idee kry, dat die Bybel vir ons sê, as ons moeilike omstandighede beleef, bly maar net stil. Aanvaar nou maar net dat God hierdie dinge met jou laat gebeur het, en dit is nou nie lekker nie, maar hoop nou maar net dat die Here dit met jou beter sal laat gaan, oor so rukkie. En as ons hierdie vers uit daardie oogpunt uit vanoggend lees en op ons omstandighede van toepassing maak, dan sou ons kon sê dat die Here vir ons sê, wees stil.
aanvaar dat die dood gewen het. Maar ten minste gaan jy getroos wees, die Here sal jou help met jou seer. Maar die vraag is dit wat Dawid bedoel as hy in hierdie vers sê, wees stil? Is daar sekere situasies in die lewe waarmee 'n gelowige maar net moet gelief neem, maar net moet vrede maak, dit maar net aanvaar, omdat daar niks is wat ons daaraan kan doen nie? Nie eens deur God nie. Moet ons maar nederlaag aanvaar en net vertrou dat die Here die seer sal wegneem? Die antwoord op hierdie vraag hang natuurlik af hoe 'n mens na iets soos die dood kyk. Hoe beskou jy die dood? Baie mense sien die dood as 'n tipe onoorwinnelike vyand. En wanneer mense by 'n oop graf staan soos vanmôre, dan word ons almal herinner dat daar een ding is wat ons almal se voorland is. En dit is dat ons gaan sterf. En as mense met ons beperkings kan ons dikwels nie help om so daaroor te dink nie. Ons dink aan die dood as hierdie verskriklike vyand wat sy kloue in ons lewens kom inslaan. Partykeer terwyl ons nog lewe, deur iemand vir wie ons baie lief is, het ons lewens uit weg te neem. Op partykeer is dit my lewe wat weggeneem word. En baie mense gaan ook uit van die veronderstelling dat dood maar iets natuurlik is en dit is maar die verloop van die lewe. Ons word gebore, ons lewe en dan sterf ons almal. Niks snaaks daar nie, jy moet dit maar aanvaar. Ons sal baie keer selfs ook in 'n geval soos Amanda se wat vir 'n baie lang tydperk siek was, sal ons ook iets sê soos sy het haar stryd verloor. En ons sê daardeur natuurlik nie iets lelik nie, ons verstaan, dit is wat gebeur. Ons bedoel dit nie lelik nie, maar wat ons eintlik ook indirek sê is, daar was 'n groter vyand gewees, daar was iets wat nie oorwin kon word en dit het nou iets van ons kom wegvat wat vir ons kosbaar is. Ons moet maar stil wees daaroor, en dit is maar hoe die lewe nog altyd was. Wanneer 'n mens egter die woord van die Here bestudeer, dan sien ons dat die dood eintlik nie so natuurlike ding is soos wat ons vandag maak asof dit is nie. Die dood is eintlik iets wat nie in God se skepping pas nie. Het jy al die eerste 2 boeke van die Bybel gelees? Toe God die hemel en die aarde geskep het, toe hy Adam en Eva geskep het, toe hy hulle in die paradys geplaas het, voordat die sondeval plaasgevind het. Ons lees nie een keer van die dood nie. En anders as wat die evolusioniste vir ons wil leer, dat die dood al miljoene jare terug ingetree het, leer die Bybel vir ons, toe God alles geskep het, was daar nie dood nie. Om die waarheid te sê, die Here het vir Adam en Eva gesê, hier is die boom in die middel van die tuin, julle mag nie van die vrugte daarvan eet nie, en solank as wat julle gehoorsaam is en wat ek van julle sê, het julle ook toegang tot die boom van die lewe. Julle sal aanhou om in hierdie toestand van volmaaktheid te bly voortleef. Alles was soos God dit wou gehad het, en dan sê God, dit was goed in sy oë. Hy sê dit nie oor die dood nie. Hy sê dit nie na Genesis 3, toe die sondeval plaasgevind het en die dood ingetree het, sê God nie meer, dit was goed nie, want toe was dit wat God goed gemaak het, nie meer goed nie. Die dood vorm nie deel van God se oorspronklike doel met die mens op aarde nie. En wanneer 'n mens so daarna kyk, dan besef jy, dat ons as gelowiges ook nie maar net stil kan wees ten opsigte van die dood. Met ander woorde, dat ons dit nou maar net moet aanvaar, dat ons nou maar net moet aanvaar, hier is hierdie vyand, en hy is net te groot vir ons, en ons kan niks aan hom doen nie, en hy gaan van ons almal slagoffers maak, dis nou maar die loop van die lewe nie. Geliefdes, in hierdie Psalm is Dawid besig om vir die Here te vertel wat besig is om in sy lewe met hom te gebeur. Dis die wonderlike van die Psalms. Dis hoekom ons altyd na die Psalms toe gaan ook, wanneer ons oomblikke soos hierdie beleef, want die Psalms kry dit reg om iets van die siel van die mens te beskryf, iets van die diepste begeertes en behoeftes en
vrae en vrese en al die emosies wat hier in my binneste omgaan, word daar vir ons uitgedruk, want dit is so rou eerlik. Dawid vertel vir God van sy vyande wat probeer om hom te vernietig. Hy sê in vers 4 en 5 en hy sê, Here, hulle storm op my aan. Ons weet nie wat was die omstandighede nie, daar was baie geleenthede in Dawid se lewe waar sy vyande hom probeer doodmaak het, en hy verwys waarskynlik maar in die algemeen na hulle. Hy sê, hulle probeer my verbrysel. Hy beskryf hulle en sê, hulle is soos 'n muur wat oorhel, en ek loop hier onder hierdie muur, en hulle wil hom hierdie muur omstoot, sodat hy my verpletter. Dawid was dus besig om die dood in die oë te staar. Wanneer 'n mens hierdie gedeelte mooi lees, dan kom jy agter dat Dawid juis nie bedoel dat ons vrede moet maak met ons omstandighede nie. Hy rebelleer ook teen hierdie omstandighede van hom. Hy sê ook, o God, maar ek kom na U toe, want dit is nie veronderstel dat dit so moet wees nie. Dawid sê, hy sê nie in hierdie gedeelte, Here, ek aanvaar nou maar dat ek vyande het, ek aanvaar dat hulle my wil doodmaak, ek aanvaar dat dit die uiteinde van my lewe gaan wees nie. Help my asseblief net om weer op die been te kom, nadat hulle met my klaar is nie. Hy protesteer. Hy is nie tevrede daarmee om net te verloor nie. Maar ons dan vanmôre, liewe familie en vriende, van 'n geliefde moet afskeid neem, mag dit vir ons voel asof die stryd verloor is. Asof ons maar net moet aanvaar dat die dood gewen het. En dat ons vir 'n tyd lank hartseer en droefheid gaan beleef, en daarna sal die Here daarom ons help om beter te voel. En tog is dit nie wat die Here God vir ons leer in Psalm 62 nie. Hy leer vir ons dat dit wat vir ons na die einde lyk, nie vir hom die einde is nie. Die dood, sê hy, het nie die laaste sê nie. Want, en dit is die woorde waarop ek vanmôre ook 'n bietjie wil konsentreer, aan God alleen behoort die sterkte, bely Dawid in vers 12. Sê, daar is niemand wat meer krag het as hy nie eers die dood nie. Hy besit alle mag in die hemel en op die aarde. Dit is wat die Here Jesus verklaar het toe hy opgevaar het na die hemel. Toe net voordat hy opgevaar het, het hy gesê, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. En hy bedoel ook daarmee mag oor die dood. En daarom kan ons op hom hoop, nie net om ons beter te laat voel nie, ons kan op hom vertrou om ook hierdie vyand wat vir ons so onoorwinnelik groot lyk, soos 'n reus, om hom te verslaan. Ten spyte van die omstandighede wat dreig om ons te oorweldig, open die Heilige Gees Dawid se geloofsoë, sodat hy tot die slotsom kan kom in hierdie Psalm, dat daar regtig net een is wat hom in hierdie toestand kan help, en dit is die Here, die verbondsgod, Jahwe. Hy noem hom by sy naam, by sy verbondsnaam, daardie naam wat God gekies het vir homself, en dan ons kom bekend maak het en sê, dis wie ek is, ek gaan in 'n ooreenkoms met jou, ek sal vir jou 'n God wees. En Dawid beroep hom op hierdie God, hy sê, U wat gesê het, U sal vir my 'n God wees, wees dit nou vir my. In sy krisis onthou Dawid hierdie waarheid, hy onthou wie God is, hy onthou dat die sterkte aan God behoort, hy sê die sterkte en die goedertierenheid, die vermoë om goed te wees vir my, behoort aan U. Die geskiedenis getuig daarvan, die skepping, die verlossing uit Egipte, die Rooi See se waters wat oopgekloof is, die Jordaanrivier wat ophou vloei het sodat die Israeliete daardeur kon trek, Jeriko se mure wat geval het, Israel se vyande wat vernietig word, die wonderwerke wat die Here Jesus gedoen het in die Nuwe Testament, mense wat siek was wat gesond geword het, mense wat dood was wat hy lewend gemaak het, is alles 'n bevestiging van hierdie belydenis wat Dawid uitspreek. Daar is historiese bewyse daarvoor dat Dawid reg is as hy sê, aan U behoort die sterkte. Uiteindelik het God onomwonde getoon dat hy 'n sterke God vol goedheid is, wat in staat is om ons van ons grootste vyand te verlos, toe hy sy seun Jesus Christus na die aarde gestuur het. Vir die mensdom het die Here Jesus ook soos 'n patetiese figuur gelyk, en in die tyd van die Here Jesus
het die Jode geweldig vrae gehad toe hy uiteindelik aan 'n kruis vasgespijker is, sodat hulle hom gespot het en gesê het, as hy dan hierdie God is, as hy die seun van God is, as hy so sterk is, laat hy homself van die kruis verlos. Maar weet jy broers en susters, dit het meer krag gevat om aan die kruis te bly, as om van die kruis af te kom. Dit het meer inspanning geverg om deur te druk met die opdrag wat die Vader aan hom gegee het, as wat dit was om te sê, dis net makliker vir my om af te kom van die kruis af. En reeds toe die Here Jesus sterf, lees ons dat die grafte oopgegaan het en dat die gelowiges opgestaan het. Want die kruis en die dood van die Here Jesus was die dag van afrekening gewees. Dit was die dag toe die Here Jesus die kop van die slang en ons vyand die dood kom vernietig het. Hoekom? Want hy het nie net in die dood ingegaan nie, hy het uiteindelik ook uit die dood uit opgestaan. Dis gedokumenteer. Meer as 500 gelowiges het hom gesien nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Dit is vir ons neergeskryf in historiese geskrifte soos die Bybel. Dis nie fabels en storieetjies wat enige iemand opgemaak het nie. Dit is die waarheid. En daarom het hy verklaar, aan my behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Daarom roep Paulus dit uit wat ons vanmôre daar by die graf gelees het. 1 Korintiërs 15 vers 55. Vra eintlik vol bravade, hy daag eintlik die dood uit as hy sê, dood, waar is jou angel nou? Waar is daardie deel van jou wat maak dat ek vir jou bang is? Waar is dit nou? Doderyk, waar is jou oorwinning? Wat sal jy aan my doen? Jy kan my uit hierdie lewe uit wegvat, maar jy kan nie die lewe uit my wegvat nie. Om hierdie rede noem Dawid vir God, die God van sy heil. Heil is 'n ou woord in Afrikaans wat ons eintlik kan vertaal met verlossing. Of verlosser. As Dawid sê, die Here is my heil, dan sê hy, die Here is my verlosser. Hy is die een wat my uit hierdie omstandighede uithaal. Hy is die een wat vir my verlossing gee. Hy is ons rotsvesting. Hy is ons plek van veiligheid. Ons hoef nie maar net vrede te maak met die dood en die nederlaag te aanvaar nie. Wanneer ons of 'n geliefde van ons in die Here Jesus sterf, dan is dit nie vir ons die einde nie, want dan is die dood maar net vir ons 'n deurgang van hierdie lewe na die volgende lewe. Ons het dit bely vanmôre toe ons by die graf gestaan het. Ek glo in die ewige lewe. Daardie belydenis sê, die dood is oorwin. Dawid voeg in vers 13 by dat God nie net die God is aan wie die sterkte behoort nie. Hy sê maar aan u behoort ook die goedertierenheid. U is die een wat ook vir my goed kan wees in my benoudheid. Omdat u die krag het, omdat u al die mag het, omdat u al die hulpbronne het om dit vir my te kan gee. En in sy goedheid openbaar hy juis sy krag aan ons in ons lewens. Hy oorwin die dood namens ons, maar dis deel van die Here se goedheid dat hy ook in benoudheid, in tye soos hierdie, in tye van hartseer, in tye van rou vir ons sê, ek is by jou. Al gaan jy deur diep waters, al voel dit asof 'n vuur jou wil vernietig, al gaan jy deur 'n dal van doodskadu weer, moenie vrees nie, ek is met jou, my stok en my staf, die vertroos jou. Ek sal jou help. As almal al vergeet het, want onthou, dit gaan nou gebeur. Ek is seker in hierdie week het julle baie oproepe en baie boodskappe gekry van almal wat vir julle sê baie sterkte. En hiervanaf gaan dit ophou. Nie omdat mense snaaks wil wees nie, maar omdat die lewe aangaan. Maar jou lewe gaan nie altyd so vinnig aangaan nie. Jy gaan onthou oomblikke hê. Daar gaan tye wees waar jy gaan terugdink en sê, ek wens sy was hier. Ek wens ek kon dit vir haar sê. Ek wens ek kon hierdie vir haar wys. En dis juist dan, in daardie oomblikke, wat die Here steeds getrou is. Wat hy steeds sy goedheid aan ons gee en aan ons bewys. Sodat ons nooit alleen sal wees nie.
Wanneer ons in hierdie God glo, geliefdes, en soos Dawid bely dat hy die een is aan wie die sterkte en die goedertierenheid behoort, dan kan ons stil wees tot God. Soos Dawid hier in vers 6 sê, wees net maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Hy gee ook 'n rede. So ons kom nou uit by wat beteken hierdie woorde dan nou eintlik? Wees stil. Dit beteken vertrou. Plaas jou vertroue in God. Want, hier's die rede, van hom is my verwagting. Dit beteken, ek sit met afwagting om te sien wat hy nou gaan laat gebeur. En ek weet hy sal voorsien. Want aan hom behoort die sterkte, aan hom behoort die goedertierenheid. Hy is 'n God wat sy kinders liefhet, hy is die een wat na ons toe uitreik in ons diepste nood, en die Here Jesus verstaan ons seer, want hy het self gehuil toe sy goeie vriend Lazarus gesterf het. Hy verstaan ons emosies, want hy het dit self beleef. So volledig het hy in ons plek kom staan. Liewe vriende en familie, as ons vanoggend glo dat die sterkte en die goedheid aan God behoort, dan weet ons dat God sterk genoeg is en ons lief genoeg het om ons te midde van ons moeilike tye en uitdagende omstandighede soos hierdie staande te hou en ons te help om voort te gaan met die lewe. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En wat ons in die besonder krag gee is om te weet dat die dood nie meer vir gelowiges 'n onoorwinnelike vyand is nie. En dan gee Dawid vir ons 'n stukkie praktiese raad in vers 9. Sê, hoe doen jy dit? Hoe is jy stil tot God? Hoe stel jy jou vertroue in God? Wat moet jy doen? Hy sê, stort julle hart voor sy aangesig uit. Want God is vir ons 'n toevlug. Praat met hom. Sê vir hom hoe jy voel. Sê wat jy beleef. Hy ken dit in elk geval. Maar hy wil hê jy moet dit vir hom sê. Want op hierdie manier bely jy, Here, ek is van U afhanklik om ook te help. En die Here nooi ons uit. Hy sê, kom na my toe, want my las is lig en my juk is sag. Ek gee die vermoeides rus. Wees stil tot hom, praat met hom, maak jou hart voor hom leeg. Liewe familie en vriende, in Afrikaans mag die uitdrukking stil wees, dalk beteken aanvaar nou maar. Jy het nie 'n sê hieroor nie. Maar dit is beslis nie wat Dawid in Psalm 62 bedoel nie. Vir hom beteken dit om God te vertrou. Aan hom behoort die sterkte en die goedertierenheid. Geen vyand is vir hom onoorwinnelik nie, want hy het in Jesus Christus ons grootste vyand, die dood, oorwin, sodat al sterf ek ook, ek sal lewe, en ek sal lewe en dit in oorvloed geniet, of dit hierdie kant van die graf is, of daardie kant van die graf is. Op grond hiervan kan ons vanoggend onsself ook aanmoedig, soos in Psalm 42 vers 12. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Amen. Vriende, ons gaan die tweede lied saam sing, wat weer op die bord sal verskyn. Dis gesang 305, wat sê, stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bewaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Kom ons sing al 4 die verse van gesang 305 en daarna kan jy weer die sitplekke inneem.
Jy kan weer sit. Ek wil net gou by julle hoor, wil julle die videoetjie heel aan die einde wys? Goed. Vriende, ek gaan vir ons die begrafnisbrief lees wat Sjenay geskryf het. En daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen. Dan Niels Reyneke, waar is Niels? Niels, as ek klaar is die gebed, dan kan jy sommer vorentoe kom vir die huldeblyk en daarna Jacques die bedankings. En as ons klaar is met die bedankings, gaan ons na die videoetjie kyk en dan sal daar verversings wees. So, dis hoe die verloop gaan wees, maar ek sal dit weer aankondig sodat ons mooi weet wie se beurt is wanneer. Ek lees graag vir u die begrafnisbrief. My liefste mamma, elke keer wat ons leiding nodig gehad het, was dit mamma se liefde wat ons gelei het. Elke keer wat ons 'n drukkie nodig gehad het, was mamma altyd daar om ons vas te hou. Dankie vir alles wat mamma vir ons opgeoffer het. Dankie vir al die omgee, geduld en onvoorwaardelike liefde. Dankie mamma vir al jou geduld om altyd na my probleme te luister. Dankie vir mamma se geloof om altyd in my te glo. Baie dankie vir mamma se wysheid vir alles wat ek geleer het. Ek sal nooit mamma se warm drukkies, lag en sprankelende oë vergeet nie. Mamma was ons wêreld. Ons gaan mamma baie mis. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Hemelse Vader, ons dank U dat die krag en die sterkte aan U behoort. Ons bely dit ook vanmôre, maar ons kom staan ook bakhand vir U goedheid vandag. En ons vra dat U goedheid ryklik in elkeen wat seer het, sy harte en sy lewens sal uitstort, dat U ons met U Gees sal versterk en ons sal herinner aan die woorde van ons Here Jesus, dat elkeen wat in hom gesterf het, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Dankie dat ons vanmôre ook U trooswoorde uit die woord uit kon ontvang. Maar nie maar net as 'n klomp mooi praatjies nie, maar as die woord van die lewende God. Ek bid dat U elkeen in hierdie familie en elke vriend en elke kennis wat hier is, sal versterk. Dat U ons ook sal vertroos en dat U deur U Gees kragtig in ons sal werk, dat ons ook dit sal glo wat vir ons die ewige lewe moontlik maak. Ons bid daarom nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen sal wees en bly. Amen. Niels, jy kan na vore kom. Ons het gehoor dat God dit wat hy gedoen het hy gesien en hy het gesien het was goed. Nou, as ons so kyk, sien ek mooi. Wat vir my mooi is die huldeblyk wat julle vir Amanda kom gee. Ek kan onthou as kind, Amanda was nog, ek dink sy kon net begin praat. Toe ons om die tafel gesit met aandete, klaar geëet. Ons pudding was nie vla en jelly nie, dit was maar 'n lemoen hier en 'n appel daar. En dit is wat vir my mooi was, dis die herinnering van wat daai aand gebeur het. Ons het gelag dat ons bars. Ek het baie sissies gehad, te veel. En ons het om die tafel gesit, en ons daai lemoene in kwarte gesny.
En so het ons daai lemoenskille gevat en tande gemaak van dit. En Amanda het in die stoeltjie waarin die kindertjies sit as hulle eet, die baba stoeltjie. Al wat sy gedoen het was. En daai gesig, ek sal dit nooit vergeet. Die ander keer was, my ma het vir ons, of my ma het 'n tape recorder huis toe gebring. En ons het ook so om die tafel, elkeen moes ietsie nou sê, dan hoor ons nou, dis nou vir ons iets niets. En vir my, vandag terugdink, is mooi gewees. Nou, onder andere het Amanda gesê, Sandra en Daniel vry in die sitkamer. Ons kan lag. Maar dit is wat ek kan onthou van Amanda, wat vir my so mooi herinnering gee. Dan wil ek ook, Annette het my gevra, waar is Annette? Hoe sit sy? Dat ek vir Sinay, vir Jacques, baie dankie moet sê. Vir julle deermoed, geduld en liefde. Ek waardeer dit ook, want Amanda was my sussie ook. Dan het Amanda Annette gevra, ek moet sê, dat Amanda haar pakkie mooi gedra het. Want sy het vir Annette gesê, sy werk aan haar pakkie. Nou, seker maar packet. Wat vir my ook baie mooi is die woorde wat Amanda gesê het, sy is besig om aan haar pakkie te werk. En dit is die mooi mense. En ek sê vir julle dankie. Dis al wat ek wil sê. Thumbs up. Goeiemôre al die mense, familie en vriende. Dit is lekker om so 'n klomp ou gesigte by mekaar te sien weer. Wat ons lanklaas gesien het. En almal omgee vir ons vandag, Amanda se lewensdag hier te vier. Dan wil ek eers sê, ek sê baie dankie vir Dominee Kalk trouwens van APK Grootfontein. Wat ons ongehelp het en bygestaan het die hele tyd. En vir ons die kerk opgestel het, ons gebruik saam met die susters. Ook vir ons dat maandag aand kom bid vir ons, Amanda en sy moeite. En dan geonderwys vir Fransie, vir ons Liz, en Klaai van self vir die klanke agter. Dan ook my broer Charles sê dankie vir sy oopmaak en sy vrou. Dis net ek help by die kombuis en vir die blomme. Dan wil ek sê, dan wil ek vir help mekaar begrafnisdienste oom Dani Kemp baie dankie sê vir al hulle hulp en bystand wat hulle daar by hospice waar gedoen het van daar van Amanda kom haal het en alles gereël vir ons vir vandag. Dan wil ek sê vir suster Karen van St. Gardens Hospice was waardeer baie wat sy vir Amanda gedoen het laaste week, 2 weke en dat sy vir ons 'n kamer gekry het vir haar. En dan al die susters wat ek gehelp het, ondersteun het. Rita, Annette, Sandra, Elise en ander pad wat ook om help het. Die laaste tyd, en dan moet ek besef, my dogter, ek is baie trots op haar. Sy het hard gewerk, normaal. En mooi na haar gekyk. En sy het baie verdelings gedoen. So ek is trots op haar en Jan. Hulle het my gehelp, ons al bystaan en graf skoon maak. En Jordan met sy slideshow. Ek dankie vir almal. En dan al die mense wat hier vandag kom saam staan en ek kom van ver gaan kom het. Baie dankie vir die moeite. Ek waardeer dit opreg. En die susters van die kerk, ek dink julle vergeet, ek weet nie of julle nog vergeet het nie. Wat ons kan bystaan
my ouers en van my familie ook. Ek sê vir julle almal baie dankie. Ons waardeer dit opreg. Dankie Dominee, dankie, vergeet. Dankie vir die mooi boodskap van vanoggend. Waardeer dit. Dankie Dominee. Weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees, as jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel, wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag, ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie, kyk, ek is daar in die reënboog, hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad, tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel, wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel, wat sy vlerke om jou hou. Ja, ek sê weer baie dankie vir almal wat eetgoedjies gebring het en gehelp het dat almal nou bietjie saam kuier. Jy is welkom, daar's koffie en tee, daar's koeldrank, daar's eetgoed in die portaal. Baie dankie dat jy hier was.